Nou, ek was vele jare gelede, was ek op skool gewees. Baie jare, die meeste van die jong mense hierso was nog nie eens gebore, dit was nog nie eens 'n gedagte daar by pa en ma gewees nie. Toe was ek op skool gewees. En daai tyd toe ek op skool was, het ons met potlode geskryf. So ek weet nie die wat nou nog kan terug onthou nie, ek kan sien die ouens onthou nou nog, jy het soeke geel potlode gehad, of jy het soeke blou potlode gehad, of daai donkerblou met die silwer streep, of die rooi en swart streep uit, soos die ou OP treie gelyk, daai met die strepe. En daai potlode was baie kosbaar geweest, want jy het mooi opgepas, want as jy die potlood laat val het die lood mos nou gebreek, en dit het redelik gesak, as hierdie potlood geval het, want dan maak jy hom skerp, dan bly die lood van die potlood heeltyd uitval as jy wil skryf. En van die potlode het uitveers aangehaat. So as jy 'n ou foutjie gemaak het, kon jy nou die uitveer vat, die potlood omdraai, dan kon jy nou die foutjie uitgevee het. So dit was lekker geweest, maar dit was my skoolloopbaan geweest, ek het my potlode geniet, ek het altyd baie potlode, en dis ook nou nog selfs vandag, ek so mal is oor oor penne, waarmee jy ook kan skryf, en ek weet ons almal tik deesdae, maar ek hou van skryf, man, ek hou van 'n mooi pen, ek hou van 'n mooi horlosie, dis die dinge wat vir my nice is, my klein petty goed. In elk geval, en ek sit en dink aan al hierdie potlode skryf, en ek kan onthou, op die potlood het jy nou nog gehad 'n H, B en 'n F, en dan van hulle het nog nommers gehad, en dit was nou die harte, daai het nou die hardheid van die lood, binne in die potlood aangedui. Jy weet, ons het dit maar sommer net genoem, sommer reguit dik, medium en fyn. En ek het meer van die dikker potlode gehou. En die ouens, wat nog kan onthou jy net ons geleer skryf, ons het nou die lyne getrek, met die vinger, had jy gemeet, en dan nog 'n lyn, en dan was dit saggies op, en hard af. Saggies op en hard af, en so het ons geleer skryf. So het jy die lyntjies gemaak, ag, maar dit was altyd te lekker. Die goeie ou dae, die lekker ou dae, toe skool nog regtig waar skool was, en jy het jou broodjies gevat, en jy het jou ouros gehad, en daai blou ou botteltjie, en die see-through goedjies, en jy kon nog jou ou ourosie daar gedrink het, en jou broodjies gedeel het met jou vriende. So, is nou dit was vir my 'n amazing tyd geweest, en ek hou daarvan om te reflekteer oor daai tyd. Wat my toe terugbring aan 'n ou storie van hierdie potloodmaker, omdat ek so nou in hierdie area nou besig is. Dink aan hierdie storie van die ou potloodmaker. Hy was 'n ou man gewees, maar hy was die man wat die mooiste en die beste potlode in die wêreld gemaak het. Dit was sy trots en sy eer gewees, en hy het gevoel, dit is wat hy in hierdie wêreld wil bring. Hy wil regtig waar potlode in hierdie wêreld inbring, wat significant is, wat mooi is, wat mense kan geniet, wat mense mee iets kan bereik, wat mense mee kan gaan skryf. Wanneer hy dan klaar hierdie potlode gemaak het hy die potlode gevat en dit in 'n boksie gesit, maar hy het 'n ritueel gehad. Hy het met die potlode gepraat, voordat hy die potlode uitgestuur het. Nou, ou mag dalk dink, dis funny, en die ou is miskien, jy weet, so die wielietjie draai, maar die hamster is dood tipe persoon. Die huispak gaan nie heeltemal tot bo, die huispak werk, maar hy gaan nie tot daar by die boonste vlakke nie, want hoe praat hierdie ou nou met hierdie potlode? Maar dit was maar net 'n ritueel wat hy gehad het. Dit was vir hom belangrik geweest. En hy het vir die potlode gesê, man, daar's 6 dinge wat ek vir julle wil sê voordat ek julle uitstuur na julle eienaars toe, na die kopers toe. En ek wil hê julle moet hierdie 6 dinge ter harte neem. Want as julle hierdie 6 dinge doen en julle doen dit elke dag, dan sal jy die beste potlood wees wat daar sal wees. Jy sal die beste potlood wees wat jy kan wees. En toe begin die potloodmaker hierdie 6 dinge opnoem, en ek gaan hulle so vir jou aflees, net gou hierdie vinnige 6 goed. Hy sê, julle sal groot dinge in die lewe kan doen, as julle in die regte persoon se hande is. Hy sê die tweede ding, van tyd tot tyd sal julle skerp gemaak moet word om diensbaar te wees. Die derde ding wat hy vir hulle sê, hy sê vir hulle, julle sal foute maak, maar julle is voorsien van uitveer, sodat julle daai uitveer kan gebruik om die foute uit te vee en dit reg te stel. Die vierde ding wat hy vir hulle sê, alhoewel julle 'n kunswerk is julle buitekant nie die belangrikste nie, maar die belangrikste is julle binnekant. Die vyfde ding wat hy vir hulle sê, is wanneer julle eienaar julle gebruik, moet julle julle merk op elke oppervlak maak, ongeag die omstandigheid. En die 6de en die laaste ding wat hy vir hulle sê, voordat hy hulle uitstuur, sê hy vir hulle, as julle in eenheid saamwerk, met julle eienaar, met julle meester, sal julle doel dien, dit waarvoor jy ontwerp is. En toe ek hierdie goeders nou weer so 'n bietjie deur die kop maal, en ek het dit weer 'n bietjie deurgelees, en toe ek dink, weet jy wat daai potloodmaker vir daai potlode gesê het, is eintlik amazing, want dit is so geestelik. En as ons daarna kyk, en ons wil dit toepas, en ons wil dit belyn met ons eie lewe,
met ons geestelike lewe, is daar soveel waarheid in dit, vir ons, dat dit ons regtig waar sal kan help, om vorentoe te gaan in die lewe. Laat ons nie heeltyd sal sit en wonder, oor wat aangaan, Jesus, wat het my nou getref, hoekom is ek hier, wat gaan hier aan, en al die goeders nie. Want ons is so gefokus op die negatief die meeste van die tyd, ons vergeet van die positief. Ons worry so oor alles wat môre gaan gebeur, en die worries wat ons het, kan niks verander aan môre nie. Het maak jou net grys. Het gee vir jou plooie. Het maak jou arm, want nou moet jy gaan goed koop om die hare te kleur en die plooie weg te vat. Worry maak jou arm, worry is 'n sonde. Want as ons by God is, hoef ons nie te worry nie. Ons kan miskien bekommerd wees, maar ons hoef nie te worry nie, want ons is in God se hande. Ek wil hierdie bietjie by mekaar bring, ek wil dit bietjie belyn met mekaar, ek wil dit bietjie integreer met mekaar, so gee my net hierdie 6 punte wat ek gou graag met julle deel. Die eerste ding wat die potloodmaker vir die potlode gesê is, hy het vir hulle gesê, julle sal groot dinge in die lewe kan doen, as julle in die regte persoon se hande is. In toepassing van die potloodmaker met my geestelike lewe, sê ek vir jou die volgende, jy sal groot dinge doen, as jy toelaat, dat God jou ter hand neem. Jy sal groot dinge doen, as jy toelaat, dat God jou ter hand neem. Nou sommige mense is al van kleins af, in die hande van die Here. In die Ou Testament lees ons van Samuel. Hy is as 'n seentjie na die tempel van die Here toe gebring, waar Eli die hoëpriester was. Nou Samuel se moeder Hanna kon nie kinders hê nie. En sy het gehuil voor die Here. En sy het gesê, Here, asseblief, ek wil so graag swanger wees. Ek wil so graag 'n kind hê. Dat as U my sal seën met 'n kind, sal ek hierdie kind aan U toewy. En dit gebeur ook so. En Hanna neem dan vir haar kind, Samuel, neem sy na Eli toe. En sy gee dit vir hom en sê, ek wy hom toe aan God, leer hom. En dit het so gebeur. En nadat Samuel na Eli toe is, het hy daar gebly. En hy is geleer deur Eli en hy het gehoor van God. En Hanna het geweet, dat Samuel iets groots gaan word. Iets besonders gaan wees. Something of significance in die Skepper se hande. En so gebeur dit dan ook. Samuel word een van die grootste rigters van alle tye. In die Nuwe Testament, in die evangelie volgens Lukas, in Lukas 1, lees ons van Johannes die Doper. Sagaria en Elisabeth, dit is sy ouers, hulle is oud. Hulle is aangestap in jare, hulle kan nie meer kinders hê nie. Maar dan kom die engel van die Here en dan verskyn hy aan hulle en dan sê hy vir Sagaria, julle gaan 'n kind hê en wanneer julle die kind het, gaan julle hom Johannes noem. Ou mense wat hierdie kinders gaan hê. Maar God laat hierdie goeters gebeur. En dit gebeur so. En Elisabeth word swanger met Johannes. 'n Ruk later kom Maria, die moeder van Jesus, dis nou nog voor Jesus se geboorte. Sy hoor van Elisabeth se swangerskap. Sy kom kuier vir hulle. Sy kom daar aan en toe sy vir Sagaria groet. Elisabeth wat agter was, hoor toe haar stem. En toe sy die stem van Maria hoor, toe Johannes die Doper, die ongebore kind binne in haar, begin rondspring, en iets het gebeur, en Elisabeth is met die Heilige Gees vervul, en sy het geweet dat Johannes iets besonders gaan wees. Sy het dit geweet, want dit is opgedra aan die Here, Johannes is opgedra aan die Here, en so word Johannes die Doper ook die wegbereider vir Jesus wat kom in sy ministry. 2 interessante mense, Samuel en Johannes. Ek wil vir julle gou ietsie vertel van Johannes. Johannes was 'n amazing persoon gewees. Jesus het iets baie interessants van Johannes gesê. In Matteus 11 vers 11, die eerste gedeelte van vers 11. Nadat Johannes die Doper dood is, sê Jesus die volgende van hom. Hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper nie. Jesus sê, hy is die grootste gewees van alle mense. Die grootste van alle mense. Geen een was groter. Het ons dit op die, great stuff, ons het net 'n bietjie met 'n virus gesukkel. So wel dan aan die team daarbo. So dit is die eerste ding hierso. Samuel was die grootste van die rigters. Johannes die grootste van al die profete gewees. Die rede vir hulle sukses, hulle het toegelaat dat hulle God hulle ter hand geneem het. God het hulle gevat en hulle het 'n pad saam met God gestap. Ten tweede, die potloodmaker het gesê aan die potlood, jy gaan van tyd tot tyd skerp gemaak word om diensbaar te wees. Die potloodmaker in jou geestelike lewe sê ek vir jou die volgende, van tyd tot tyd sal jy toetse, uitdagings en probleme ondervind, wat God oor jou pad sal bring.
Jy sal die Goliat in jou lewe moet ervaar, sodat jy die Dawid in jou kan ontdek. Ek het dit gister gesien op Facebook, iemand het gesit daar so, op so 'n postertjie. Jy moet die Goliat in jou lewe ervaar, om die Dawid binne in jou te kan ontdek. Daar was 'n kind van God, sal jy gereeld skerp gemaak moet word, deur toetse, uitdagings en allerlei probleme wat oor jou pad kom. Nou gemak is een van die dinge wat jou afstom. Gemak maak jou lui. Serieus, wanneer jy in 'n gemaksone is in jou geestelike lewe, dan word jou lewe 'n soort van, laat Gods water oor Gods akker loop. Het word 'n lewe van kumbaya en marshmallows, want jy sit nou terug van, alles is chap, alles is fyn en jy hoef niks te doen nie. Dis 'n gemakslewe. Dan word jy soos 'n stom potlood. Jy beteken nie jy's veel nie, jy kan nie eintlik iets doen nie, jy skryf, want jy lê maar nou net daar soos 'n potlood in 'n blikkie. Jy word nie skerp gemaak nie, jy het geen doel nie, jy lê maar net terug. En daarom maak God ons van tyd tot tyd skerp, deur toetse, uitdagings en probleme oor ons pad te bring. Nou Paulus is 'n goeie getuienis hiervan. Kom ek lees gou vir julle 2 Korintiërs 11, so 'n stukkie daarso 23 tot 28. Is hulle dienaars van Christus? Ek praat in uitsinnigheid en nog meer, in arbeid oorvloediger, in slaap bo die maat, in gevangenskap baie meer, in doodsgevare dikwels. Nou hoor wat alles met hierdie Paulus gebeur het. Paulus wat 2/3 van die Nuwe Testament geskryf. Hoor bietjie wat alles met hom gebeur het. 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houe op een na. Met ander woorde 5 keer het hy 39 houe gevat. 5 keer. 3 maal is ek met stokke geslaan. 1 maal is ek gestenig. 3 maal het ek skipbreek gelei. 'n Nag en 'n dag het ek op die diep water deurgebring. Dikwels op reis, in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op die see, in gevare onder valse broeders. In arbeid en moeite, in slaaplose nagte dikwels, in honger en dors, dikwels sonder ete, in koue en naaktheid. Behalwe dit alles my daaglikse bekommernis, die sorg vir al die gemeentes. Hierso sê Paulus, waardeur hy alles al gegaan het, al die toets en die goed waardeur die Here hom gevat. Nou ou sal dink, jy weet, hy's nou 'n groot ou van die Here, hy moet nou lekker smooth gehad het. Maar wanneer ons nou regtig waar kyk na die lewe van Paulus, dan kan ons nou verstaan, man, weet jy wat, as hierdie ou wat 2/3 van die Nuwe Testament geskryf het, deur al hierdie dinge moes gaan, dink ek gaan beter wees? Dink ek gaan nooit in finansiële probleme kom, of in enige iets, of issues in my verhouding, of issues met die werk, of issues met broers, of slegte dinge gaan oor my lewe kom nie? Nee, dit gaan met ons gebeur, as dit met Paulus kan gebeur, as dit met die disippels kan gebeur, as dit met Jesus kan gebeur, sal dit ook so met ons wees. Maar ons het vertroue, ons het 'n plek, ons het die Here waarheen ons kan hardloop. Hoor wat sê hy in Filippense 4 vers 12 en 13. Ek weet om verneder te word, ek weet ook om in oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. En dan Filippense 4:13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Beproewings maak die gelowige skerp. Dat jy kan nie 'n byl vat en op 'n marshmallow gaan skerp maak nie. Dit gaan nie werk nie. Yster maak yster skerp. Yster maak yster skerp. Elia, die profeet Elia, ons lees in 1 Konings 18 van hom. Hierso is Elia en daar by Karmel het hy in die 450 Baal-profete so kompetisie met mekaar. Hy is alleen, maar die krag van God is saam met hom. Die 450 profete van Baal, hulle wil nou kyk wie se God is die ware God. Nou, ek gaan nie nou die hele storie vertel nie, maar hulle moet offers bring. Maar God is saam met Elia. En die offerande wat Elia bring, word met vuur aangesteek, ewen nadat hulle dit 3 keer met 4 kruite water nat gemaak het. En die Baal-profete het rondgehardloop van die oggend tot die middag toe. En hulle kon nie hulle offer aan die brand kry, dat hulle God, Baal dit vir hulle aan die brand moes steek, en Elia het hulle gekoggel. Jy weet, soos ons die blou bulle koggel. Elia het hulle heeltyd gekoggel, hy het gesê, skree harder man, miskien slaap julle God, miskien is hy bietjie uit, miskien is hy bietjie daar agter, miskien braai hy of iets, skree harder, laat hy julle kan hoor, laat hy julle offerhande aan die brand kan kom steek. Maar niks gebeur nie, want dis 'n afgod, die ding bestaan nie man, die ding kan niks doen nie. Hy kan niks doen nie, en Elia bid tot God, en God stuur dit man, en hy steek daai offer aan die brand. Magtig, en daarso
besluit Elia, luister hier, so hy kry sommer die volk, dis sommer al 450 Baal profete. Hulle gaan af daar na die spruit van Kison toe en daar laat hy al 450 slag. Maar wat gebeur toe? Wat gebeur toe met hom? Skielik van glorie na vernedering toe. Hy oorwin 450 Baal profete. Maar toe moes hy vlug vir 'n vrou, want Isabel wil toe sy lewe laat neem. Toe hardloop hy weg. Hy kan 450 profete aanvat, maar een vrou. Dus ek moes nie nou dit gesê het nie. Nou. Vrouens, ek dink is Kolossense 3 vers 19 3 vers 18 wat sê wees onderdanig aan jou man. Van glorie na vernedering. Vlug hy hierso vir een vrou. Hy hardloop daar in die woestyn en hy gaan vlug. Hy gaan lê onder 'n besembos en hy gaan bid daar. Hy bid tot die Here en hy sê Here asseblief, maak my tog dood. Laat ek net doodgaan, laat hierdie lewe net kan verby wees want hierdie lewe is so moeilik. Man, 450 en 'n vrou. Hoe dink ons mans baie keer? In elk geval God het 'n ander plan gehad. Want in 1 Konings 9 vers 18 sê hy het die engel gestuur met brood en water om vir Elia dit te gee dat hy kan sterk word. Ek lees dit gou vir julle. Hy het toe opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop tot by die berg van God, Horeb. Vir 40 dae en 40 nagte aan een loop, moet jy 'n geweldige sterk geloof hê. Maar dit is die brood en die water wat die Here vir hom gegee het. Dit het hom so sterk gemaak dat hy dit kon loop. Sy geloof was sterk in die Here gewees. En kort daarna word Elia lewend in die hemel opgeneem en word hy as die grootste profeet in die Ou Testament beskou. En daarom lees ons in Matteus 17 dat toe Jesus op die berg van verheerliking was, toe verskyn 2 mense by hom, Elia en Moses. Die profete en die wet. Elia verteenwoordig die profete, Moses verteenwoordig die wet. Verskyn hulle saam met Jesus op die berg van verheerliking. Derde puntjie gou. Die potloodmaker het gesê vir sy potlood, julle sal foute maak. Maar omdat julle ook van 'n uitveer voorsien is, sal julle foute kan herstel. Wat die potloodmaker vir hulle gesê het, en wat ek vir ons geestelike lewensmense sê is, ons is sondig, ja, maar die bloed van Jesus reinig ons van alle ongeregtigheid, van alle sondes. Sy afgehandelde werk aan die kruis vee ons sondes uit. Die potlood is van 'n uitveer voorsien, sodat wanneer die potlood foute maak, dan kan dit uitgevee word. Net so, die kind van die Here is voorsien van die bloed van God. Die bloed van Jesus wat aan die kruis gesterf het vir ons, die bloed van Jesus wat gestort is op hierdie kruis. En deur hierdie verhouding herstel God elke keer wanneer ons na hom toe gaan en ons het berou, het hy vir ons ook hierdie potlood gegee, die bloed van Jesus, wat hierdie sonde van ons uit was. Weet jy, dis een van die dinge wat vir my regtig waar moeilik is om te verstaan. Ek het nie verhouding met my pa gehad nie, en dit was vir my moeilik om te weet, hoe kan iemand my lief hê? Hoe kan iemand my vertrou? Hoe kan iemand vir my omgee as ek die teenoorgestelde teen hom gedoen het? Dis ook wat vir mans baie keer bitterlik moeilik is om 'n verhouding met die Here te bou. Want ons vergelyk dit aan wat ons ken, aan hoe die meeste van ons behandel is, en die meeste van ons is maar ongelukkig daar. Pa het vir jou gesê, iemand het vir jou gesê jy's niks werd, jy's useless, jy sal niks word nie. Jy beteken niks, maar moes jou nie eers gehad en jy was 'n ongelukkige glips. En dan glo ons dit. Ons glo die leuns van die duiwel en die duiwel wat selfs nou nog vandag vir ons sê. Ek het nou vir jou sê, is mense in die kerk wat nog steeds glo God sal hulle nie vergewe nie vir die sondes wat hulle gedoen het van vandag, gister of eergister. Mense wat nog steeds in daai sondes vashou. Mense wat te bang is om te sê, man, ek het te veel gesondig. En Satan speel dit oor en oor in ons gedagtes, dan dink ons God wil ons nie vergewe nie. God sal ons nie vergewe nie want ons is te sleg. 1 Johannes 1 vers 19 sê, God is getrou en regverdig. As ons sondes bely en ons gaan na God toe, hy sal ons sondes vergewe. Dis wat God sê, dis nie wat ek sê nie, dis wat God sê. God het vir ons sy bloed gegee om ons te reinig, net soos die uitveer daar is om die potlood te help, so is die bloed daar so om ons te help. Dis ek hardop hier so van punt na punt. Die bloed van Jesus. Ek wil gou vir julle vertel van Petrus. Petrus is een van Jesus se disippels. Hy's die brawe man. Hy was, ek dink hy was 'n bietjie dom geweest. Hy was so Wesrander tipe ou geweest. Hy wil net fight, hy wil net wees. Jy weet hy's daar, jy weet hy praat ook baie. En Jesus praat die aand en hy sê vir sy disippels, luister hierso, hy praat oor sy naderende dood. Hy sê
dinge gaan gebeur. Ek gaan gekruisig word, ek gaan doodgemaak word, en julle almal gaan wegvlug van my af. Inteendeel, niemand sal saam met my staan nie. En wat sê Petrus? Typies man. Spring op, hy sê, Here, jy weet nie waarvan jy praat nie. Jesus, jy ken nie vir my wat Petrus is nie. Ek, wat Petrus is, sal by jou staan. Ek sal langs jou staan. Ek sal nie by jou wees. Al gebeur wat, ek het jou rug. Jy weet, ons praat ons altyd, I've got your back. Jy weet, en ek kan net vir Petrus sê, en hy gooi hom. En hy gooi milies. Hy gooi milie. En hy sê daar so, man, hy sal nie weghardloop nie. Maar wat gebeur toe? Man, hierdie ou val iets verskrikliks. Want toe dit gebeur, toe die mense kom om vir Jesus, die Jode kom om vir Jesus te arresteer, hardloop almal. Petrus val nog even verder. Want wat gebeur toe hulle vir hom, hy 3 keer, voor die handkraai, 3 keer die volgende oggend verloon hy vir Jesus. Toe verraai hy vir Jesus, inteendeel hy vervloek vir Jesus. Ek ken hom nie. Ek het nog nooit van hom gehoor nie, man, los my uit. Maar hy staan op 'n afstand, dan kyk hy wat besig is om te gebeur. En na hierdie rugsteek episode van Petrus, kon hy maar net sowel teruggegaan het na sy ou lewe toe, maar vir eens kry hy iets regs. Onthou wat ek vir gesê het, moenie stupid wees nie, doen die regte ding. Petrus doen die regte ding, hy volg nie 'n fout met nog 'n fout op nie, hy bly by die disippels, hy gaan nie weg van hulle af nie. En daar bly hy tot Jesus weer aan hulle verskyn. En weet jy wat is die wonderlike ding daarso? Toe Jesus weer aan hulle verskyn, ons lees dit daar in Johannes 21 vers 17, of in Johannes 21, hy vra 3 keer vir Petrus, Petrus, het jy my lief? En in Johannes 21 vers 17, die 3de keer nadat hy dit vir hom gevra het, toe sê hy vir hom, gaan en laat my skape wei. En hoe wonderlik het Petrus nie die skape laat wei nie, want na die wonderlike gebeurtenis van Pinksterdag, gaan Petrus en hy lewer 'n vreeslose preek, 'n preek wat 3000 mense daai dag tot bekering laat kom. Laat my skape wei. Die ou wat alles groot fout gemaak, groot dinge gemaak, het die Here verloon, het die Here vervloek, maar die Here vergewe hom en die Here maak hom 'n rots van die kerk. 'n rots van die kerk. So wat leer ons hieruit? As jy 'n fout maak, jy kan dit uitvee. Ons het die bloed van Jesus Christus aan ons kant. Ek het klaar vir julle 1 Johannes 1 vers 9 gegee. Romeine 6 vers 23. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Jesaja 1 vers 18 sê die volgende: Kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal wit word soos wol. Psalm 103 vers 12. So ver as wat die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. So ver. So ver. Man, maak nie saak wat jy gedoen het nie. Maak nie saak of jy die Here gevloek het of geskel het, of ek die Here gevloek. Ek het vir die Here gesê, ek het hom gevloek, man, ek het hom vieslik gevloek, nadat my broer dood is. Ek het die Here gehaat. Die Here se liefde is so groot vir ons almal, dat hy selfs dit vir ons sal vergewe, dat hy ons sal oprig, dat hy ons voete op die rots sal sit van die lewe. Elkeen van ons, moenie dink, dit wat jy verkeerd gedoen het, is te groot dat die bloed van Jesus dit nie kan reinig nie, want die bloed van Jesus kan alles reinig, alles. Die 4de puntjie gou daar, so die potloodmaker het gesê, alhoewel julle kunswerk is julle buitekant nie die heel belangrikste nie, maar wel julle binnekant. In toepassing van die potloodmaker in my geloofslewe, leer van die potlood, dat die belangrikste deel van jou lewe nie die uiterlike is nie, maar wel die innerlike. Hier is die probleem. Hier is die probleem waarmee ons te doen het vandag. Ons as mens oordeel ander mense aan hulle uiterlik, en dit wat ons aan die uiterlike sien, pas ons dan toe, dan dink ons dis hoe hy aan die innerlik ook is. Is dit nie hoe ons is nie? Dit gaan nie in die lewe oor 'n mooi gesiggie, of 'n mooi bou, of 'n liggaamsbou, of oor die klere, of oor die besittings, of wat ook al nie. Dit gaan in die lewe oor die siel, aan die binnekant, wie daai persoon is. Wie daai persoon is. Al lyk 'n potlood ook hoe mooi, al lyk hy hoe mooi pragtig, as die lood nie reg werk, is daai potlood nutteloos. Matteus 16 vers 26 sê Jesus die volgende van ons binneste: Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Maak nie saak hoe jy buite lyk nie, maak nie saak of jy groot, dik, moeilik, wat ook al is nie, maak nie saak hoe jy aantrek nie, maak nie saak wat jy het nie. Wat saak maak is wat jy binne is en wat jy met daai binneste van jou doen. Dis wat saak maak. Ons oordeel so vinnig, ons sê, ja, maar hierdie ou is, die groot ou is, hy moet die myne ou wees. En dan Dawid, klein Dawid,
Skaapwagter in die veld, waar die koning van Israel wat vir Goliat verslaan, deur die krag van die Here. Want die krag van die Here is wat saak maak. Nie jou saais of jou bank of jou huis of jou kar of jou bikes nie. Die krag van die Here in jou. Die Here in jou, dis wat saak maak. Ons moet ophou om oor sulke dinge te dink. Ons moet ophou om mense te judge op hulle voorkoms, oor hulle uiterlike en wat hulle het. Potlood, 5de punt. Potloodmaker het gesê, wanneer julle eienaar julle gebruik, moet julle julle merk op die oppervlak maak, ongeag die omstandigheid. Dit wat die potloodmaker gesê het, in ons geloofslewe sê ek die volgende, laat jou Jesus merk op elke lewensterrein, ongeag jou omstandigheid. Ons moet juig, en ons moet dankbaar wees dat God met elkeen van ons 'n doel het. Doen wat die gelowiges in Korinthe gedoen het. Nou moet jy onthou, Korinthe was die tweede grootste stad gewees na Athene in Griekeland. Maar Korinthe was die hoofstad van die heidendom gewees. Die inwoners hierso was ontsettend vleeslik en wêrelds ingestel gewees. Vir die Korinthe was status, geld, mag, rykdom, gewildheid en alle wêreldse dinge was vir hulle ontsettend belangrik gewees. Nou gevolglik het die gelowiges hier baie hard gewerk om te kon connect met die Korintiërs. Dit was vir hulle moeilik geweest want die gelowiges het 'n spesifieke manier gehad om te leef, wat anders is as die wêreld. Ons doen nie ons broers in om voor te kom, ons vertrap nie ander mense nie, ons vergewe ons vyand, ons bid vir ons vyand, ons is lief vir ons vyand. Korintiërs was nie so gewees nie, dit was heeltemal anders gewees. Paulus het 3 jaar gevat om 'n gemeente te bou in Korinthe, wat sterk genoeg was om te kan getuig. En hulle kon getuig omdat hulle afhanklik van God was, geheel en al. Die Korintiërs het gesien dat hierdie Christene anders geleef het, anders gepraat het, anders opgetree het as ander mense, as hulle self. En God het 'n doel hiermee gehad. Nou hoor, die gelowiges in Korinthe, was God se liefdesbrief aan verlore mense. Dit was God se liefdesbrief aan verlore mense gewees. Hierdie ding vang my nou. Hoe is ons briewe? Die liefdesbrief wat God op jou vleestafels geskryf het, in jou hartstafels. Hoe is ons brief aan die wêreld? Hoe is ons brief aan die wêreld? Hierdie ouens wat in die hoofstad van heidendom geleef het so geleef dat die heidene kon sien hulle was anders gewees. Hulle kon sien het anders gedink, anders gepraat, anders gewerk, anders gedoen, as wat hierdie heidene gedoen het. En dit het hulle aangetrek. Dit wat hulle gedoen het. Nie met woorde nie, maar met hulle lewe. Israel, onwillige potlode in Jesaja 29:13, lees ons, en die Here het gesê, omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en my eer met hulle lippe, terwyl hulle hart ver van my hou, sodat hulle vrees vir my 'n aangeleerde mensgebod is. Mense, wat 'n oordeel. Ons kan nie hierso kom en met ons lippetaal die Here wil kom loof nie. Want dan daai brief binne jou is nie lekker nie. Daai potlood van jou is stikkend, hy stomp. Wanneer ons na die Here toe kom, dan moet ons kom in waarheid. Ons moet regtig voorkom dat ons hart naby die Here is. Ons moet kom met 'n hart wat vir die Here kan oopmaak. Ons moet kom na die Here toe en ons moet sê, Here, hier is ek, help my. Want ek kan myself nie eers meer help nie. My vriende kan my nie help nie. Maar ons hardloop altyd na die Here toe op die laaste. Hy's altyd die laaste uitweg. Hy's nooit die eerste uitweg nie. Want ek wil gou 'n plan maak. Ek wil gou hier gaan. Ek wil gou dit doen. Ek wil gou hier geld hê. Ek wil dit en dat en ek scheme en deal en wheel en deal. En dinge gaan verkeerd. Dan is dit sommer nou die Here se fout ook. Dan hardloop ek in elk geval na die Here toe en sê hy moet my help. Hey man, God vra dat ons gewillige potlode in sy hande kan wees, sodat ons op hom moet vertrou. En wanneer ons gewillige potlode in sy hand is, dan kan ons werklik 'n brief van God word vir die verlorenes. Hoor wat sê, of 2 Korintiërs 3, verse 2 en 3. Hoor wat sê dit hierso. Julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense, omdat julle duidelike brief van Christus is, deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op die kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. Wanneer Paulus praat van die kliptafels, praat hy van die 10 gebooie. Hy sê, dis nie wat ons is nie. Hy sê hierso man, ons is op die vleestafels van die hart geskryf deur die hand van God, deur die gees van God.
En dis wat ons moet wees. Hoe is ons brief? Wat lees die mense wanneer hulle ons sien? 'n Kind van God, laat jou merk, soos hierdie potlood, op enige oppervlakke, ongeag jou omstandigheid. Ek gaan begin klaarmaak. Die band kan maar so lank opkom. Die 6de punt, die potloodmaker het gesê, as julle in eenheid saamwerk met julle eienaar, sal julle doel dien, dit waarvoor julle gemaak is. In toepassing van wat die potloodmaker en ons geestelike lewe sê ek die volgende: ons as kinders van God moet in eenheid met hom wees, asook in eenheid met ons medegelowige broers en susters. Ek lees vir julle Psalm 133, hy 3 verse. Dit sê die volgende: hoe goed, hoe mooi is dit as broers eengesind saamwoon. Dit is soos reukolie wat van die kop af in die baard afloop, die baard van Aaron, af tot by die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermonberg, wat op die berge by Sion val, waar broers so saamwoon, skenk die Here sy seën. Waar broers so saamwoon, skenk die Here sy seën, 'n lang lewe. Gaan lees Psalm 133, is net daai 3 versies. Is 'n blessing wat die Here vir ons gee wanneer daar die eenheid is. En wanneer ons in eenheid is, sal daar liefde tussen die broers en die susters wees. As ons liefde vir mekaar het, dan sal die wêreld sien dat ons kinders van die Here is. Want wat sê Johannes 13 vers 5? Dit sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Hoe lyk ons brief? Die brief wat hier in ons vleestafel is daar liefde vir my broer en my suster? Het ek vergewe? Want as ek nie vergewe het, is ek besig om my brief uit te vee, my liefde is ek besig om uit te vee. Want dan het Satan 'n vashou in jou lewe, as jy nie kan vergewe nie. Ons as gelowiges, ons is 'n brief wat geskryf is deur God. Hy is die afsender. Dit is geskryf met die gees van die lewende God vir sy diens. Hy skryf met geestelike potlode in ons lewe. Briewe van aardse materiaal vergaan. Ons skryf dit met 'n potlood op papier, dit vergaan met tyd. Maar dit wat God in ons vlees, in ons hart skryf, in ons hartstafels, sal nooit kan vergaan nie. Ek het gesê vir julle, toe Paulus hierso praat in 2 Korintiërs 3 vers 3, en hy praat van die kliptafels, het hy verwys hierso na die 10 gebooie, verganklik. God gebruik ander maar skryf die materiaal. Ons is na sy beeld geskape, en ek wil afsluit, waarom bestaan ons? Hoekom is ons hier op hierdie aarde? Wat is ons doel in hierdie lewe? Wat is ons doel? Daai potloodmaker het 'n doel gehad om potlode te maak, om vir mense te gee. Daai potlode moes daai 6 goedjies navolg, om werklikwaar die beste potlood te wees wat hulle kon wees. Wat is jou doel hier so op aarde? Kom ek sê gou vir jou een ding wat ons almal se doel is. Ons almal se doel, om 'n brief van God aan die verlorenes te wees. Om 'n brief van God aan die verlorenes te wees. Dis 'n doel wat elkeen van ons het. En as ons daai doel begin uitleef, sal God meer en meer begin openbaar van sy wil in jou lewe. En wanneer dit meer en meer geopenbaar word, sal jy meer en meer kan sien en meer in die wil van God kan beweeg. En wanneer jy in daai wil kan beweeg, kan jy soos 'n Paulus 5 maal 40 houe op een na vat. Jy kan gestenig word, jy kan 3 maal met stokke geslaan word. Jy kan vele kere skibreek ly. Niks sal jou oorkom nie, want niks wat hierdie wêreld in jou inbring, wat die wêreld in jou kan bring, kan jou doodmaak nie. Want God is met jou. En wat sê Paulus? Vir my om te lewe is Christus, vir my om te sterf is wins. Want dan is ek saam met Christus. As ek lewe, is ek saam met Christus. As ek sterf, is ek saam met Christus. Ek worry nie of ek lewe of sterf nie. So vandag wil ek vir jou vra, oordeel jouself. Kan die wêreld in jou sien dat jy iets anderste is? Kan die wêreld in jou God se liefdesbrief lees? Jou lewe wat jy leef, getuig dit van God se liefde, van God se vergifnis, van God se genade. Getuig dit. Net jy kan dit oordeel, want net jy weet wat is in jou hart. Jy kan baie dinge sê, jy kan baie dinge doen, jy kan baie dinge probeer leef, maar net jy weet wat's in jou hart. Net jy, niemand anderste nie. Vandag is die uitnodiging. Kom ons lê ons opnuut in die hande van ons Maker. Om meer bruikbaar in sy diens te wees. Kom ons vra die Here vandag, vee uit my sondes. Wis dit uit, vat my ongeregtigheid my weg. Wees my genadig en in my hart, vat hierdie kliphart uit my uit. Geef vir my 'n hart van vleis
En op daai hart van vleis, gaan skryf u liefdesbrief, dat ek dit kan wees vir die verlorenes rondom my. By my huis, by my werk, by my klub, in my gemeente, oral waar ek gaan, laat hulle kan sien die liefdesbrief van God in jou lewe. Ek wil afsluit met 'n gebed, en dan gaan hierdie gebed is 'n brief wat oom Johan vir my gestuur het. Oom Johan is 'n baie goeie vriend van my. En ek wil dit gebruik as 'n gebed. Ek wil vra dat almal hulle oë sal toemaak en dan bid ons saam. Luister na hierdie brief. God has a plan. God has a purpose. We did not simply happen. We were made with intent. When you and I were conceived in our mother's womb, God had a plan. When that sperm, 1 in millions, reached that egg, God had a purpose. God indeed had a plan. Whether it was a night of bliss, or even if your mother was raped, the night you were conceived is not of great importance. Whether your parents wanted you or not is also of lesser importance. Of greater importance is the fact that God wanted you to be. God wanted you to live. God wanted you. But we weren't just made on purpose. We were also made for a purpose. And even in spite of what others may say, our purpose is not to become well known, nor to be well loved, nor to become the center of the universe, nor to become rich. We have but one purpose, and that purpose is to glorify God, the one who has made us on purpose for a purpose. Oh, how many of us have missed the boat. We go to church to receive a blessing. We sit in the sanctuary, warm the pews in anticipation, just waiting to hear what God can do for us. We love the praise, love the worship, simply because it makes us feel better. And while all of this is happening, God has resorted to the corner. God has been pushed aside, for we now live a life of non-purpose, not a life driven by the Lord who gives us purpose. If your purpose is anything else than glorifying God, then you're living for the wrong purpose. When how great thou art becomes how great I am, when He's all I need becomes I can make it on my own, when there is none like thee becomes there is none like me, then we're off the track. Then we have become an idol to ourselves, and we are no longer living God's purpose, to glorify God at all times. Doesn't the word say in 1 Corinthians 10:31 that whatever we do, whatever we eat or drink, we should do it all for God's glory? Isn't it written in Colossians 3:23 that we should do whatever we do heartily, as if to the Lord and not unto men? Didn't Paul say in Romans 14:8 unto the Romans that whether we live or die, we should live or die for the Lord? Yes, we were made on purpose. We were made with intent. We did not simply happen. We were formed by God Himself. Let us therefore live a life on purpose, for a purpose, and that purpose is to glorify God. And in doing so, God will hear our call. God will see our desires, and God will provide in our needs. When we do the will of the Father will have His will done in our lives. Amen. Wat 'n wonderlike brief is dit nie? Dis 'n brief wat reguit na jou toe praat, wat vir jou sê wat jou doel is. Onthou nou, daar's 6 goedjies wat hy die potloodmaker vir die potlood gesê het. Daar's 6 goed wat ek vir jou vandag gesê het wat jy in jou geestelike lewe kan toepas. Gaan pas dit toe. Gaan doen dit. God het jou geroep vir 'n doel. Jy kan 'n potlood in sy hand wees. Jy sy liefdesbrief vir hierdie wêreld. Dis 'n liefdesbrief vir hierdie wêreld. Baie van ons val tekort. Baie van ons het gefaal. Baie van ons is weg van die Here af. Ons het wegbeweeg van die Here af. Ons dink ons kan ons sondes nie meer uitvee nie. Ons dink al hierdie slegte dinge van God. Ons dink die slegte dinge van ons medemens. Maar vandag roep God jou. God roep jou vandag.
God praat met jou vandag en luister na die woord van God, want die dag van môre is vir niemand gewaarborg nie. Ons kan nie sê, man, ek sal volgende week of volgende maand as ek my dinge met die Here gaan uitsort, ek wil nog eers al die ander dinge gaan beleef nie. Weet jy wat? Tyd is kort, tyd is verby. Jy kan nie uitstap en jy kan sterwe. En ek wil vir jou sê, moenie sterwe sonder God nie. Moenie sterwe sonder God nie, want as jy gaan sterwe sonder God, is jy in moeilikheid. There's no rewind, there's no pause, there's no delete. It's past, it's done deal. Don't die without God. Father, as we close off today, and we come to you, Father, and we just lay ourselves down at your lives, at your feet. We lay our lives at your feet. We know, Father, that many of us, we have disappointed you time and time again. We disappointed ourselves. We feel bad and rotten on the inside. And it breaks us, Father. It makes it difficult for us to come back to you. It makes it really difficult, Father. But you are knocking on the door. You are calling us by our names. You have said in your word that each one of us is important to you. Maar Here, van ons het so slegte selfbeeld, van ons voel al so sleg vir onsself, dat ons skaam is vir U, dat ons bang is vir U, dat ons liewerste wil wegdraai en wil wegloop, dat ons nie die handdoek wil ingooi, en soos Elia onder 'n besembos wil gaan lê en net wil doodgaan, dat alles net verby kan wees. Maar Here, U het 'n doel vir elkeen van ons. U roep ons, Here. Vader, baie van ons se briewe is maar bietjie dof geskryf. Die papiere is nie meer so lekker en die potlode werk nie meer so goed nie. Maar ek bid vandag, Here, vir elkeen van ons. Ek bid, Here, dat ons die potlood, 'n gewillige potlood in U hand sal wees. Dat U Gees in ons sal skryf 'n liefdesbrief vir die mense rondom ons, Here, dat hulle in ons lewe kan sien, ons dien die Here. Dat hulle in ons lewe kan sien, ons loof en prys die Here. Dat hulle kan sien in ons lewe, iets is anders. Laat hulle dit kan sien, Here, laat hulle net hoef te hoor uit ons mond uit nie. Here, ek wil bid vandag vir elkeen wat hierdie gebed wil doen, want net daar waar hy of sy is, wat dit saam kan doen, en net sê, Here, sien my vandag raak. Here, al hierdie sondige dinge in my lewe, vergewe my sondes. Reinig my in die bloed van Jesus Christus. Was my skoon in die bloed van Jesus. Vader, die woord sê, U is getrou en regverdig. As ons dit bely, sal U dit vir ons vergewe. Die woord sê, al was ons skarlakenrooi, U sal dit wit maak soos sneeu, al was ons purper, sal U dit wit maak soos wol. Al die sondes binne ons sal U wegvat van ons af, en U sal ons skoon maak. Here, ek bid dat U ons sal vergewe, ons menigvoudige sondes. Ek bid, Here, dat ons nie sonder U sal sterf nie. Ek bid, Here, dat ons U sal aanneem as ons Vader, ons Verlosser, ons Here, ons Heiligmaker. Ek bid, Vader, dat wanneer ons hier uitstap, Here, dat ons sal getuig van die liefde en die genade van God Almagtig. Ek bid, Here, dat ons 'n verhouding met U sal begin, elkeen van ons. Ek bid, Here, dat U saam met elkeen van ons sal stap, dat U ons aan die hand sal vat, dat U ons sal uitlei. Ek bid, Here, dat U ons gebroke van hart, seer van hart, wat stikkend is, sal heel maak, dat U ons sal genees, Here. Genees ons, my God. Ontferm U Uself oor elkeen van ons, my God. Lei ons op U pad, skyn U lig. Here, laat U naam heuning word op my tong, laat U naam water as verkwikking vir my siel sal wees. Dankie, Here, dat U na ons luister. Dankie, Here, dat U ore nie doof is nie. Dankie, Here, dat U oë nie blind is vir enige een van ons wat vandag hier so is nie. Dankie, Here, dat U rug nie op ons gekeer is nie. Dankie, Here, dat U die waaragtige God is. Dankie, Here, dat U gesterf het vir elkeen van ons. Dat ons 'n tweede kans, 'n derde, 'n vierde en 'n vyfde kans op die lewe kan hê. Dankie, Here, vir U genade vir elkeen van ons. Ons loof en prys U in die naam van Jesus. Amen.